Goeiemiddag aan almal. Dit is my voorreg om elkeen van julle wat vanaand hier is baie welkom te heet by die een van die hoogtepunte van die jaar by die op die kalender van getuienis en barmhartigheid bediening, die dag van hoop en heling. Dit is ongeveer 2 jaar terug wat ons die laaste dag van hoop en heling gehad het. En tussen dit meer as 'n jaar van COVID-19. Ons het dus goed gedink om 3 gastsprekers vanaand wat kenners op hulle onderskeie gebiede is te vra om die situasie op te lig in die lig en impak wat dit op sosiale en emosionele emosionele gebiede van mense saam met die gepaardgaande beperkings daar is. Professor Louis Bodes is 'n sosioloog, Dr. Daleen van Jaarsdorp is 'n palliatiewe dokter en Dr. Pierre Nel is 'n sielkundige. 'n spesiale woord en dank vir hulle wat dit kan bestem om vir beligting ons te kom help en hierdie dag moontlik te maak. Dis ons vertrou dat hierdie dag sal bydra om hoop te gee waar hoop nodig is, heling te gee waar heling nodig is, gedagtes aan hom wat die bron van hoop en heling is. Dit is ook dit van daai gedeelte in Romeine 5:3 waar Paulus skryf. Dis egter nie al nie. Ons volharding, ons verbly ons op die swaarkheid, want swaarkheid kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop is kalm, want God het sy liefde in ons hart uitgestort, die Heilige Gees wat hy aan ons gegee. Vandag word ook aangebied in samewerking met Hospice en Sunflower, en met Anneke Libbe wat daar ook onwaarsigtige diens lewer. En ek stel daar graag hiermee aan die woord. Baie dankie. Dankie, Jackie. En dankie aan almal wat hier nakom. Ek gaan nou ook besonder almal ook wat Jackie nou ook genoem ook verwelkom. Maar 'n bietjie agtergrond gee oor hoekom ons hierdie spesifieke sprekers genooi het vandag. En dan ook stuur die program vir die dag ook net verduidelik, sodat almal hoogte kan wees van hoe dit gaan wees. Maar eintlik as mens kyk na die geskiedenis, sal mens sien dat van die begin af, nog altyd, is daar met tye oomblikke van ramp en lyding in die wêreld. Daar is tye van hongersnood en oorlog, volksmoorde, hongersnood, families wat geskei word eintlik ook deur afskeid, dood, siekte. Daar's geweld, daar's pandemies wat ons ook nou beleef. En baie keer is hierdie effek daarvan, die traumatiese effek daarvan, so oorweldigend dat 'n mens dit wegstoot om later eers te verwerk. En baie keer selfs as ons nou terugkyk na die geskiedenis, selfs nog 'n generasie of selfs 2 na dit nog steeds die effek dra van dit wat gebeur het. En om daai effek op 'n samelewing beter te kan verstaan, het ons juist ook professor Lucius Bodes gevra wat ons sosioloog is, wat meer kan verduidelik van wat is die effek, die impak daarvan op 'n samelewing en as 'n geheel in die breë. En professor Lucius is bekend in Bloemfontein, was voorheen dekaan van die fakulteit van Geesteswetenskappe by Bloemfontein en tans professor en direkteur van navorsing studies in die Universiteit van Noordwes. En dan van daar af kyk ons verder 'n bietjie meer na 'n persoonlike ervaring van Dr. Daleen van Jaarsdorp wat nie net saam met ons in die hospice werk, maar sy is 'n palliatiewe dokter wat ook in die laaste jare in die COVID-sorgsaal in die universiteit gewerk het. En sy is eintlik die rede hoekom ons vandag het. Wat sy vertel het 'n uitdrukking gegee aan 'n behoefte by veral gesondheidswerkers wat soms oorweldig is deur die effek daarvan, van wat in ons hospitaal gebeur, wat in pasiënte gebeur, van die een dag na die ander wat net nog kom. En wat hulle baie keer die tussenganger is tussen familielede en 'n pasiënt. En baie keer 'n laaste boodskap selfs moet oordra aan familielede. Die effek wat dit op 'n mens het, dit is 'n gesondheidswerker wat nie noodwendig
regtig die opleiding het om so iets te hanteer nie, maar wat nou daaraan blootgestel is. En wat die effek daarvan is op weer eens, van daai mense wat huis toe gaan en dit saamdra, oral in hulle gemeenskap ook in. En as 'n palliatiewe dokter en as deel van ons werk by hospice, ken ons van dood. Dit is waarmee ons werk, maar dit is anders. Daar is dood te verwagte uit ons, waarmee ons werk, en waar ons gewoond is. En wat nie altyd die geval is van dood nie. Daar is daar onvoorsienheid dat die mens nie eintlik regtig kan insien nie. Maar gereeld, as dokter alleen stories vertel, partykeer vir my vertel van wat gebeur, wat daar ervaring is in die sale, luister ek, en ek kan nie anders as met hulle nie. En dit het my baie keer laat dink aan 'n storie wat 'n ma vir my vertel het wat 'n kind vertel. En gesê dat soms is dit vir haar troos om te weet dat as sy nie meer kan hou nie, is daar iemand anders mee vir hom. Ergens in 'n gemeenskap, in die familie, is daar iemand wat vir haar partner. En ek dink baie keer is ons presies dit. Ons as 'n samelewing, as individue in daai samelewing, druk ons baie keer emosies uit wat ander daarin nie kan doen. Ons erken die emosie, die angs, die onsekerheid, die verlies en sien dit ook as ons eie. En soos ons mekaar eintlik dan begin met onsself eintlik te heel, uit te druk wat ons voel, is ons besig ook om hopelik 'n samelewing ook daarmee saam te heel te maak. Maar om daai emosies ook op 'n manier beter te kan verstaan, juist dit wat daarmee te paard gaan. Dit wat ons self voel en hoe ons dit wat ons voel uitdra aan mense om ons gesinne, ons families, ons kinders, het ons vir Dr. Peer nagevra om te kom kyk en te kom praat oor die effek van die emosionele impact wat dit het. Hoe verstaan ons en hoe probeer ons sin maak uit wat gebeur? Wat is die teorie daarachter? En in die hoop om beter te kan verstaan wat ons beter daarmee omgaan. En 'n spesiale gas het ons ook vir Adi Stein gehoor wat hy gaan vanaand later ook meer praat oor sy geestelike en spirituele ervaring om vir weke siek te wees en ook in ICU te wees. En dit te oorleef het en hoe dit die impak het op sy lewe gehad het. Nie net die emosioneel wat ek daar ook al verwys en reflekteer op wat Dr. Peer sê, maar dan later dan ook die geestelike aspek daarvan. So, na ons geluister het na wat al die sprekers gesê het, gaan ons dit regtig oopmaak en graag mense uitnooi om te deel julle ervaring, julle onsekerhede, julle vrae of emosies rond te doen, sodat die mens so saam kan probeer sin maak uit wat gebeur. En daar kan 'n mens staan tot 'n of ander naderkom aan 'n manier om houvas te probeer kry. Ons weet ook, ons kan nooit weer teruggaan na normaal soos wat dit was nie. So om te probeer sin maak uit waar ons nou is, moet ons probeer verstaan wat gebeur en wat gebeur.